Ek wil so begin. Hier in my hand het ek 'n glas water. Kan julle sien, hy's vol. Nou wil ek gou hê jy moet raai en vir die ou langs jou sê, soos ek hierdie glas water hou, wat dink jy is die pressure wat hy op my arm sit, die gewig wat ek moet dra hierso? Wat dink jy is die gewig van hierdie glas? 200 gram, 300 gram, maybe 500. Sê gou vir die ou langs jou, wat raai jy? Is nogal swaar, kan 'n kilogram wees. Wat sê jy, Jaco? 354.3, dis 'n baie spesifieke antwoord. Dewald, wat sê jy? OK. Julle, ons het wiskundiges hierso. Hy, kilogram. 1 kilogram, sê Christo. Julle is almal verkeerd. Die gewig van hierdie glas hang af van hoe lank ek kom hier moet hou. Dink aan. 10 sekondes hier, not too bad. Dan is hy wat hy is. Né? Dan is hy 354.3 dalk, of 601.2, of wat ook al dit mag wees. Maar 10 minute, nou begin ek moeg word. Ek begin al klaar moeg word. 'n uur, dan gaan ek brand. Wat van as ek 'n dag so staan? Dan gaan ek in spasma ingaan. En heel moontlik gaan ek hierdie glas laat val en hy gaan breek en die water is op die grond. Ek wil hê jy moet hierdie prentjie onthou, want ons almal se lewens is vol. Ons almal se lewens is vol. En is nie die groot probleme in die lewe wat ons onderkry noodwendig nie. Meeste van die keer is dit die klomp klein goedjies wat ons lewe vol maak, goeie goed. Nie goed wat verkeerd is, nie goed wat ons verantwoordelikhede is. Dalk vat ons 1 of 2 te veel klein goedjies aan, maar meeste van die goed moet ons doen en ons is besig en ons jaag. En ons lewens is vol. En as ek dit verlang in die lig probeer hou en ek sit dit nie neer nie, dan word my krag al minder en al minder en al minder en al minder totdat my krag leeg is. En ek dink dit gebeur met elke een van ons en dit het selfs gebeur met die disippels en ek wil vandag met jou 'n skrif share waar ons dit sien. Ons gaan ons Bybels oopmaak by Markus 9 as jy jou Bybel hier het. Ons gaan net een versie lees, vers 29. Voor ons lees. Of kom ons lees gou hierdie woorde saam en dan sal ek vir jou die konteks oopbreek. So Jesus sê vir sy disippels, hy praat met sy disippels en hy praat oor die aanval van 'n bose gees. As die bose jou lewe aanval, dan sê hy hierdie aanvalle van die bose kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie. Hierdie goed. Konteks. Jesus het sy disippels die gawe gegee om vir mense te kan bid en demone uit te dryf. So hy het al hoeveel bevrydings gedoen tot op hierdie punt. Dis 10:1 hoekom hierdie pa na hulle toe kom. So hierdie pa bring sy kind, sy seentjie wat met 'n bose gees besete is. En die disippels dink, hulle gaan net wees soos vir alle ander mense, gaan hulle net bid en dan moet die bose gees luister vir hulle. Hulle doen wat hulle doen, dit werk nie. Dit werk nie. Hier kom Jesus van die berg af, hy het gaan afsonder, hy kom maar by hulle en hier is 'n groot commotion, hier is chaos. En hulle staan verleë en 10:1 verneder daar, weet nie wat gaan aan nie, en Jesus kalmeer die situasie, hy connect met die pa, en hy genees die kind. Dan gaan hulle weg, hulle kom op 'n plek alleen, Jesus en sy disippels.
En sy disippels vra nou die groot vraag, Here Jesus, hoekom het dit nie gewerk nie? Soos ons doen dit nou al hoeveel keer, maar hierdie keer werk dit nie. Wat gaan aan? En Jesus sê dan vir hulle hierdie woorde. Hy sê vir hulle, hierdie goed kan met niks anders as gebed uitgedrywe word nie. Nou, hier's twee goed hier wat belangrik is. En wat ek wil hê ons moet op fokus vandag. Die eerste ding is hierdie woorde wat hy sê, hierdie goed. Ander vertaling sê hy, hierdie soort demoon of hierdie soort aanval deur die bose, kan jy met niks anders as gebed uitsorteer in jou lewe nie. Wat is hierdie goed? Wel, die disippels het nou al vir 'n paar dae en op hierdie dag vir 'n paar ure bedien. So hulle doen wat hulle moet doen, hulle is committed in dit wat hulle doen, hulle werk hard, hulle glas is vol. Daar's baie issues, daar's baie mense met baie probleme en siektes en demone, en onthou, Jesus het hulle nou hierdie gawe gegee, het hulle die bediening gegee, so hulle het verstaan, dis nie net hy wat al die werk gaan doen nie, ons moet die werk ook doen, so ons vat die glas en ons loop met die glas, en ons hou die glas op. Jesus, hy gaan retreat, hy gaan bid, en dan besef hulle die werk gaan aan, en mense sien nou, okay, hierdie ouens het ook gawes. Hierdie ouens kan ook bid, hierdie ouens kan ook bevrydings doen, so nou begin die mense na hulle toe kom, en hulle is besig, en hulle is besig, en hulle is besig, en hulle glas is vol, maar wat gebeur met hulle krag? Dit word al minder, tot op 'n punt wat hulle leeg is, en hulle dink, ons gaan net aangaan, soos ons altyd aangaan. Ons bid, ons doen goeie goed, ons doen wat ons elke dag moet doen vir ons gesinne, dan kom ons by ons team, dan gaan doen ons die werk wat Jesus ons gegee het, hulle doen wat hulle moet doen, hulle gaan aan en ewe skielik ontmoet hulle die duiwel op 'n plek waar hulle moeg en leeg is en dit wat hulle gewoonlik doen werk nie. Jesus noem dit hierdie goed. Hierdie tipe aanval. Wat is hierdie tipe aanval? Hierdie soort. Die bose hou ons lewens fyn op en kan sien, hierdie persoon is committed en hulle gaan tot ons koppies, ons glas is vol, maar ons koppies al leer word. En op 'n moment of op 'n area in my lewe van vulnerability, dan is daar hierdie goed. Dan is daar hierdie aanval. Het jy dit al beleef in jou lewe, dat jy's in 'n season met jou kind en whatever jy sê, whatever jy leer, whatever jy probeer, jy kan praat, jy kan slaan, jy kan probeer versmoor, jy kan wat probeer doen, dit werk nie. Niks werk nie. Jy kan dit net nie uitsorteer nie. Of as 'n ding in jou huwelik, en jy kom agter, hier's hierdie ding, maar ons praat, ons beklei, ons argumenteer, maar dis hierdie poisonous cycle, dis oor en oor, ons kan net nie hierdie ding uitsorteer nie. Of is dalk iets in jou familie, is dalk 'n finansiële ding, is dalk 'n gesondheidsding, dis dalk 'n bitterheidsding, dat jy het 'n issue met iemand gehad, en gewoonlik sal jy sê, man, just let it go, dis fine, ons vergewe, ons gaan, maar hierdie ding sit net hier, en jy kan dit net nie uitsorteer nie. Is miskien iets in jou gemoed, soos 'n angstigheid, of iets wat net op jou bors druk, en jy slaap nie lekker nie, en jy weet nie wat dit is nie, maar jy kan net nie hierdie ding, kan jy nie nou uitsorteer vir een of ander rede nie. Jesus sê hierdie goed. En dis nie asof hy sê, "Sjoe guys, sorry, ek is op die berg, toe bid ek, toe slaap ek 'n rukkie, en nou is ek hier, moenie worry nie, sorry, hierdie goed is nie vir julle nie, net ek kan hierdie ding uitsorteer." Hy sê nie dit nie. Hy praat van hierdie goed, asof dit weer gaan gebeur. Hy praat van hierdie goed, asof dit gebeur. This is what happens, dis wat die bose gaan doen. Julle gaan vir 'n rukkie aangaan, en jy kan bid, en jy gaan sekere goed uitsorteer met jou gewone roetine van gebed, en Bybel lees, en kerk toe gaan, en goeie mens wees, en jou glasie dra, sekere goed gaan jy so uitsorteer, maar hierdie goed gaan jy nie so uitsorteer nie. Daar gaan sekere seasons wees, waar sekere goed gaan gebeur, en die gewone, dan gaan die duiwel jou op die ken slaan. En jy gaan agterkom, sjoe, wat gaan nou aan? En as daai gebeur,
hier is wat jy moet doen om op te staan. Hy sê, niks anders as met gebed nie. Nou, hy praat nie van 'n skietgebed nie. Hy praat nie van 'n skietgebed nie, want ek seker hulle sou dit probeer het, want hulle doen dit nou al hoeveel keer vir hoeveel mense. So hy sê, juis, daai tipe gebede, dit gaan nie werk nie. Ander vertaling praat van vas en gebed. So, wat Jesus hiervan praat, is 'n afsondering. Daar sekere gevegte, dat as die bose aanval, en jy sonder nie af nie, jy kom nie op 'n alleen plek en op 'n stil plek saam met die Here, en jy kom agter, ons het nou so hard gewerk, en ons is so besig, wie van julle is besig in die lewe? Ja, wie van julle sal eerlik vandag sê, ek is moeg besig. My moeg is moeg, ek is besig, en al sekere goed is net bietjie too much. En hier's waar die disippels is, en Jesus sê, as jy op daai plek is, hier's wat baie mense doen, baie mense dink, ons hou net aan. Hulle is bitter einders, ons hou aan, en as ek net aanhou, dan gaan ek 'n deurbraak kry, eventually gaan iewers gaan iets oopgaan, en dit sal weer beter gaan eventually. Maar eventually word nooit, en jy's net moer en leer. Dan kry jy mense wat sê, nee, ek moet meer doen. Dis die issue hier, ek moet nog meer doen. Ek moet nog harder werk, ek moet nog meer, net dit wat ek doen, moet ek net meer van doen. En jy word net moer, jy sit net nog, jy maak jou glas net al swaarder. Dan kry jy mense wat sê, weet jy, dit is juist die probleem, ek moet net bietjie water uitgooi. My routine het net te veel goed, en as ek net bietjie minder begin doen in die lewe, dan gaan dit beter gaan. Ek kan halfte van hierdie water uitgooi, die beginsel gaan dieselfde bly, né? As ek so staan, het mag dalk bietjie langer vat, maar het gaan eventually by dieselfde punt uitkom. Ek gaan moer en leer word van krag. En Jesus sê vir hulle, dis nie van 'n ding van hou aan doen wat jy doen nie, dis nie 'n saak van werk harder as wat jy werk nie, dis ook nie 'n saak van doen bietjie minder nie, hierdie is 'n saak van niks anders as gebed nie. Sê dit saam met my, niks anders as gebed nie, niks anders nie. Jesus sê vir hulle, niks anders as 'n tipe gebed waar jy wegkom en jy gaan sit by die voete van die Here. En jy kom in sy teenwoordigheid vir langer tye, waar jy hierdie goed wat jy dra, hierdie water in jou lewe, hierdie glas wat vol is, waar jy dit vir 'n rukkie kan gaan neersit. Waar jy dit neersit. Sê saam met my, ek moet dit neersit. Jy moet dit neersit. Waar ek in sy teenwoordigheid ingaan en nie net vinnig, okay, kom ek doen my stilte tyd, ek lees gou 'n bietjie Bybel, ek bid gou 'n bietjie. Daai gewone roetine, dis goed, niks daarmee verkeerd nie, maar daar's sekere tye, dit gaan nie werk nie. Daar's sekere tye wat jy moet retreat, daar's sekere tye wat jy moet vas, en wat jy meer tyd in die teenwoordigheid van die Here moet spandeer, en soos Gail gesê, die woord sê, die wie wag, kry nuwe krag. Die wie wag, kry nuwe krag, om te wag op die Here. Reg hierdie skrif, sien jy ouens, wat 'n salwing het op hulle lewe, waar as hulle groot battles face, en hulle is down, of het nou Dawid, of Moses, of wie dit was, dan is Farao daar, of dan is die Filistyne daar, en dan gaan hy man, en hy retreat. En jy sien hierdie beginsel van retreat, en partykeer het hulle 40 dae in 'n berg gaan spandeer, waar hulle net bid, en as hulle daar afkom, dan sê die woord, het hulle partykeer geskyn, soos met 'n heilige lig, dat mense sien, dit lyk soos 'n engel wat hier kom, uit daai retreat uit, daar's iets wat met jou gebeur, as jy glo, dat as ek gaan wag op die Here, gaan wag, dat hy my kan volmaak weer van binne af, dan is daar iets wat met my gaan gebeur, wat nie dieselfde gaan wees, as ek weer na my werk toe gaan, na my gesin toe gaan, hy gaan vir my 'n antwoord gee, hy gaan met my praat, hy gaan iets binne my doen, rondom hierdie issue, en dan sal dit uitgesorteer kan wees, maar nie voor dit nie, en nie sonder dit nie. Jesus sê, niks anders as gebed nie. En vandag wil ek jou net 2 vrae vra. Dis 'n eenvoudige beginsel, maar ons doen dit nie altyd nie. My vraag eers aan jou is, wat is hierdie goed in jou lewe op hierdie stadium? Wat face jy? Wat's 'n battle fight jy, en jy kan dit net nie wen nie?
Jy battle dit en jy word net moer en moer en moer en hierdie ding kry jou net onder, jy wen dit nie. En jy voel ook soos die disippels hier gevoel het, soos, what's up? Wat gaat hier aan? Ek is verleë, ek is vernederd, ek is moeg, en ek het vraagtekens. En Jesus sê vir jou, moenie sleg voel oor dit nie. Hierdie goed gebeur. Hierdie goed gebeur met almal. As dit met die disippels kon gebeur, dan is ek en jy baie arrogant, as ons dink, dit gaan nie met ons gebeur nie. Dit gebeur. Die bose is nog steeds hier. Hulle is nog steeds besig om aan te val. En dan kom Jesus en hy sal vir ons sê, dieselfde ding. Hierdie goed wat gebeur in ons lewe en hierdie battles wat jy nou nog fight en jy sukkel, dit gaan met niks anders as gebed uitgesorteer word nie. Niks anders as daai tipe gebed waar jy in die Here se teenwoordigheid ingaan, jy sit langer tye weg en jy sit jou glas by hom neer en sê, Here, maak my vol. Maak my vol. Ek is leeg en ek kan nie hierdie battle op my eie wen nie. Wat is gebed? Gebed, in die hart van gebed, is dit ek wat na God toe kom en vir hom sê, ek kan nie op my eie die lewe leef nie. En hierdie tipe gebed is ek wat by die Here kom en sê, hierdie battle wat ek face, Here, ek kan dit nie op my eie wen nie. En jy sê dit nie gou in 'n skietgebedjie en sê, hier's my plan, dis wat ek dink moet gebeur, Here, doen dit net gou vir my nie. Nee. Hierdie tipe gebed is waar ek kom en sê, Here, ek gee op. Ek gee op. Ek gee my plan op, ek gee alles op. Ek kom sit, my hele glas, my plan, alles sit ek neer by u voete. En ek wil net hier wag, ek wil net hier wees. In u teenwoordigheid, laat u my kan volmaak. Kom ontmoet my hier. Kom praat met my hier. Kom gee my daai vrede wat net u kan gee. En kom gee my wysheid. En kom gee my visie. En kom gee vir my die krag wat ek nodig het en die salwing wat ek nodig het, dat hierdie ding uitgesorteer kan word tot u eer. Nie soos ek wil hê dit moet nie, tot u eer soos u wil hê dit moet. Dis die gebed waarvan Jesus hier praat. En my tweede vraag dan aan jou is dit dalk 'n tyd nou in jou lewe waar dit vra vir hierdie tipe gebed? Is dit dalk 'n tyd in jou lewe waar jy krag nodig het? En jy try harder werk. Jy's een van daai mense wat sê, luister, ek is nie 'n kwoter nie, ek gaan net. Of jy sê, ek gaan net nog meer doen. Of miskien is jy die persoon in die huis wat sê, weet jy wat is ons issue, ons doen te veel, ons moet net minder doen, en as ons minder doen, dan gaan dit beter gaan en rustiger gaan, en ons huis gaan weer daai vrede hê van die Here. Kan ek vir jou sê, dit gaan nie werk nie. Daar is dalk goed wat jy moet minder doen. Dis ook wat gebeur wanneer ek by die voete van die Here kom sit. Dan wys hy vir my, hierdie ding, dis nie belangrike goed nie, en jy hou jouself besig met dit, en is net besig om jou moeg te maak, en jou tyd weg te vat van jou gesin, of van jou huwelik. Stop daai goed. Dit mag gebeur in daai tyd, maar dis nie al wat daar gebeur nie. Ek het nodig om by die Here te sit, en as ek stil gaan sit by die Here, wat sê daai beautiful woorde? God skree nie, want God is naby. Maar so naby as wat die Here is, as ek die hele tyd besig is met noise en met distractions, en ek jaag en is geraas en ek gejaag in my lewe, en ek word net moer en moer, gaan ek nie die Here hoor nie. En hy gaan nie omdat ek hom nie hoor nie, en omdat ek sukkel, gaan hy nie skree op, hy skree op niemand nie. Die Heilige Gees is baie gentle. En wanneer jy moeg is, en jy hoor nie, en jy verloor, gaan hy vir jou een uitnodiging maak, deur sy woord, en hy sê, kom sit by my voete, en kom sit dit neer. Kom sit dit neer. En miskien het jy nodig, om in hierdie season, jou glas neer te gaan sit. En 'n challenge vir jou met dit. Waar kan jy in jou lewe 'n bietjie tyd maak vir die Here? Nie soos jy dalk elke dag doen nie, maar waar jy die roetine kan breek en sê, Here, ek wil in hierdie season 'n unieke kwaliteit tyd met u begin spandeer, want ek het van daai krag nodig. Dit wat Jacques vandag van praat, dis ek, Here. Ek is leeg.
En ek hardloop met my glas en my water is in die glas en alles is okay, maar ek is nie okay nie. En miskien is my huwelik nie okay nie, en miskien is daar 'n area van jou lewe wat jy weet, hierdie is nie okay nie, hierdie is ongesond, hierdie is nie goed nie. Ek wil hê hierdie moet verander, dan wil ek jou challenge vandag. Dat jy 'n keuse sal maak om by die voete van Jesus te gaan sit. Vir langer tye. En dat jy daar sal wag, nie dit een keer doen en hierdie geraas is in jou kop en jy dink wat nou moet gebeur, ek sal nou sit vir 'n halfuur hier, maar ek moet net check daar en ek sit so lank my alarm aan en jou kop gaan so, in die begin is dit so en dis okay. Maar sit daar en wag op die Here. Partykeer laat die Here ons vir 'n minuut of 2 ekstra wag. Partykeer laat die Here ons vir 'n dag of 2 ekstra wag. Partykeer het ek al ervaar in my lewe, laat die Here jou 'n week of 2 en selfs 'n maand wag, wat jy gaan sit in sy teenwoordigheid vir langer en jy sit en jy sit, net om te sien, amper met die fluistervraag, vertrou jy my of soek jy net vinnig 'n antwoord? Glo jy ek is hier, of toets jy dit net gou en as dit nie werk nie, dan gaan jy net hardloop na die volgende ding. Ek dink ons hart moet altyd wees om net by die Here te wil tyd spandeer. Net om by hom te sit. Net om te sê, Here, ek wil net by U wees. Ek wil net van U hoor, ek wil U stem hoor. En ek wil dit van niks anders af hê nie. Hierdie krag, hierdie vol word, die antwoorde, die deurbraak, ek wil dit al kon ek dit op 'n ander plek kry. Is ek bereid om te sê nee vir dit, ek soek dit van U af. Want die manier hoe hierdie ding in my lewe gaan verander, ek wil hê U moet die eer kry daarvoor. Dis 'n gesindheidsding en partykeer toets die Here daai gesindheid. Want jy weet, daar kan goeie goed in ons lewe wees, die water in ons lewe kan afgode word, wat ons chase. Romeine 1 praat daarvan en sê, mense het ophou om die Skepper te aanbid en hulle aanbid die skepsel. Die goed wat hy vir my gee, vat ek en ek hardloop. Tot ek 'n muur slaan, dan wil ek jy moet dit gou uitsorteer, dat ek verder met dit kan hardloop. Dis afgodery. Kan nie die gawes vat en net op my eie pad gaan stap nie. En partykeer as ek trip en ek val, is dit daai eye-opener om te besef, hier is hierdie laaste season, hardloop ek net in my eie rigting. Ek moet dit weer terugbring na die Here toe, my hele lewe. En sê, Here, ek wil nie leef soos ek wil nie. Ek wil leef tot U eer. Maar hoe kan ek dit doen sonder U leiding? Hoe kan ek dit doen sonder U wysheid? En hoe sal ek dit kry as ek nie by U voete sit nie? En as ek nie in hierdie mal gejaagde generasie waarin ons leef, hierdie wêreld het net mal geword. Almal jaag, alles jaag die hele tyd. En ons kan nie uit hierdie wêreld nie, ons is in hierdie wêreld, so ons moet saam jaag, maar soveel te meer het ek nodig, soos die disippels, om te hoor. Onthou net, jy gaan leeg word, jy gaan leer word en leer word en leer word, totdat jy heeltemal leeg is en jy gaan begin verloor. En as jy op daai punt kom, niks anders as gebed gaan jou weer volmaak nie. Kom ons bid saam. Here, een sin praat U en dis 'n amazing waarheid. Een sin spreek U en daar's 'n uitdaging wat ons besef, Jesus, maar hierdie is nie 'n issue van 2000 jaar terug nie, hierdie is nie 'n issue net van die disippels nie, hierdie is my issue. Een woord spreek U en daar's nie net 'n uitdaging nie, maar ook 'n uitnodiging, waar U sê, niks anders as gebed nie, en daai gawe van gebed, dit het jy, pas dit toe, kies dit, commit aan dit, en God sal die res vir jou uitsorteer. God sal bonatuurlik die bose aanvalle in jou lewe sorg dat daar bevryding sal wees, dat daar deurbrake sal wees, dat daar antwoorde sal wees, dat daar genesing sal wees. God sal bonatuurlik sy salwing gee, maar hy gee dit deur jou vol te maak, en al hoe jy gaan vol word, is deur my voorbeeld te volg. Here Jesus, iets van daai berg afgekom, vol. En soveel keer probeer ons die gevegte wat saak maak in die lewe wen, leeg.
in ons eie krag, met ons eie insig, net omdat ons dink ons is committed en ons doen bid 'n bietjie en lees bietjie Bybel en gaan kerk toe, maar U sê daai gewone roetine in die jaag, jy gaan net leeg en moeg word. Dis tyd vir gebed, dis tyd vir afsonder, selfs tyd vir vas. Waar jy weer by my moet kom sit en by my wag, laat ek jou vol maak en voller en voller en voller, totdat ek en jy ervaar hoe naby ek aan jou is. En ek en jy weer saam kan werk as 'n team, omdat jy my hoor, jy hoor my fluister sensitief. Here, hier sit mense hier vandag, wat sê, dis ek, Here, en hier is ek. Ek kies om by U voete te kom sit. Here, hier is ek kies, ek vra, asseblief, maak my vol. Ek het nodig om van U te hoor, ek het nodig om vol te word. Here, soos hulle harte oopmaak, ontmoet hulle daar. Dankie dat ons weet, dit maak nie saak wat ons op hierdie leë plek het nie. U genade is so groot en U hart is om altyd weer met ons te ontmoet. En om ons altyd te ontmoet, presies waar ons is. Maak nie saak waar ons is nie. Miskien is hier mense wat goed verkeerd gedoen het en dit het hulle op 'n bad plek. En hulle eie toedoen het hulle moeg en leeg en seer en siek. As dit jy is vandag, mag jy weet, die Here Jesus nooi jou uit en sê hy, die bose het jou geklap, versoekings het jou geklap, maar my genade is genoeg vir jou. Ek sal jou ontmoet daar waar jy is, maak jou hart vir my oop. En wees bereid om daai dinge waaraan jy wou vasklou te laat gaan. Maak jou vuis oop, sodat ek vir jou kan gee wat jy nodig het, soos jy by my sit. Dit is ons gebed vanoggend in nederigheid, kom ons na U toe en ons erken, ons kan nie in ons eie krag en insig wen nie, net deur vol te word van U Heilige Gees. En soos ons in Pinkster ingaan, Here, bid ek dat U ons harte voorberei vir 'n vars begrip en 'n vars ontmoeting met U Heilige Gees. U is welkom hier en dis my gebed dat U aan harte hier sal werk, jonk en oud. En ons sien uit om die woord oop te breek en te praat oor U en momente te skep waar U in ons harte kan werk. Soos ons nou in hierdie nuwe week ingaan, wees saam met ons en ons wil saam met U wees, dat U ons kan volmaak. Ons is lief vir U, ons bid dit in U naam, Here Jesus alleen. En ons sê saam, Amen.